Hey, goeiemôre. Lekker om julle te sien en baie welkom by die Pinkstergeleenthede. Julle weet min of meer hoe werk dit ook. Ons is hier by mekaar en dan die wat lus is daarvoor word hartlik uitgenooi om na afloop van die Pinksterdiens na die kerksaal toe te stap. Waar is 'n lekker koppie sop? Wat jy eet of drink? Ek wonder nou die hele tyd, eet mens sop of drink jy sop? Maar ons kom eet sop by iemand, maar dan drink ons dit. Ekskuus tog. Maar kom geniet 'n koppie sop daar saam. Dis omtrent die storie. Het jy daar iets wat ek verder hoef te sê nie? Die wat sterk is van julle wat in die aand wil kom, 7:00 vanaand is daar nog 'n Pinksterdiens. En dan kan julle nog 'n ronde kry. So kom probeer dit, dan het jy dubbel Pinkster. Ons gaan ons lekker voorberei. Dankie Christo vir die mooi voorspel. So om in te tree in hierdie wonderlike ruimte van die kapel, waar ons weet dat die Here deur sy Gees al lankal teenwoordig is in werk, gaan ons ook doen wat Christene nog altyd doen as hulle voorberei vir 'n ontmoeting. En dit is om bidend te sing. Wat 'n beter lied dink 'n mens as die mooi heilig, heilig, heilig Here God Almagtig. Dit is uit die liedboek uit. Ek dink liedboek 169. So kom ons sit net so, dan sing ons een vers daarvan saam. God is my redder, ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Liewe gemeente, wees se groet in die naam van Jesus Christus, die een wat van die oertyd af al voorspel is, die een na wie verlang is, die een wat mens geword het en lyf geword het, wat niks geword het ten einde alles te word. Die een wat uit die dood uit opgestaan het en op wie ons hoop, die een wat sal terugkeer. En nou gaan ons staan, ek nooi vir julle om weer ook 'n heerlike lied saam te sing, uit die liedboek uit 271, dit sal hier op die skerm wees, 271 vers 1 en 2, ons gaan dit staande saam sing, dankie Christo.
In die Pinksterreeks wat ek die oorkoepelende tema gekies het, dat daar baie meer is. Meer is om oor God te weet, as wat ons dink, en wat ons glo, probeer ek so 'n bietjie, kom ons sê, buite die kassie staan, en aspekte van ons verstaan van God verhelder, wat ons dalk al vergeet het, of aan baie gewoond geraak het. Dan is mens baie keer heeltemal gewoond is aan iets, dan raak dit ook onbekend. Dit is ou bekende temas, wat ek hoop om dalk net uit 'n ander hoek te verlig. Ek het ook doelbewus hierdie teks van vandag gekies, omdat dit ons Pinkstertyd anker in die werk van Jesus. Want Pinkster gaan oor die Heilige Gees, maar ons moet ook altyd onthou dat die Heilige Gees se werk alles te doen het met die uitstuur van Jesus. In hierdie teks gaan julle letterlik hoor, ek lees dat die Here Jesus sê, ek stuur julle uit, en dan blaas hy op sy disippels. En dan ontvang hulle die Heilige Gees. So die werk van die Heilige Gees begin by God, die Vader wat alles geskep het, wat aan groot en klein dinge aandag gee. Dit het ons gister oor gepraat. Dit berus op die versoeningswerk van Christus. Daaroor gaan ek vanoggend praat, en dan gaan ons in die res van die week nog ander aspekte uitpak. So die teks is vanoggend Johannes 20 vers 19 tot 24. Johannes 20, ek gaan dit net lekker lees, julle kan dit volg in die Bybel of sommer net as ek voorlees. Kom ons bid saam en vra dat die Gees wat as 'n geskenk aan die kerk gegee is, ook ons sy kerk verryk met die geskenk van sy teenwoordigheid. Heilige Here, ook in hierdie besondere ruimte, in hierdie tyd vandag, is ons bewus dat die ganse somtotaal van u liefde en u genade ons innooi in hierdie ruimte. Dit is byna oorweldigend. En ons kan hier wees, omdat u aan ons die geskenk van 'n nagrus gegee het, die gawe van lewe, maar ook die gawe van 'n betekenisvolle lewe in die drie-enige God. En daarom erken en bely ons weer dat die Vader alles gemaak het, en ook die Vader is wat ons versorg. Ons herinner onsself weer aan die wonderlike genadewerk van Jesus Christus, en die kragtige versoeningswerk wat u gedoen het, maar ook die onmeetlike krag van die opstanding en hemelvaart, wat alles vir ons verander het deur die Heilige Gees. En nou Gees, wat ons trooster, en ons leier, en ons bemiddelaar is by God, wat vir ons intree, met woorde wat ons nie onder taal kan bring nie, wees ons vanmôre genadig en rus ons toe, en seën ons met insig. Amen. Ekskuus tog. Die opskrifie is by Johannes 20, Jesus verskyn aan die disippels. Daardie sondige aand was die disippels bymekaar. Alhoewel al die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jo, wat 'n besondere teks, né? Die Vader stuur Christus en Christus stuur sy kerk. Daarom weet ek, praat hierdie gemeente ook van hulle self as 'n gestuurde gemeente. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle.
en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ja, dis 'n wonderlike Bybelgedeelte, né, met klomp ryk elemente. Ek hoop dat vandag se stilstaan hier by julle ook lus maak om dit dalk later weer 'n keer te lees en daarmee ietsie te doen. So ek was vir baie lank 'n dominee in die gemeente vanaf 1987, amper vir 25 jaar hier betrokke. En ek is toe nou vir hele tyd weg, en toe is ek nou ver weg, want ek bly nou in die Boland, in Wellington. So daar's 'n klomp stukkies van my lewe, wat selfs die van julle wat lank saam met my in die gemeente was, nie ken nie. En ek wil so 'n bietjie van daai stories vertel. Die een verrassing is, sal ek nou maar op die skyfie wys, ek is nou 68, en het 'n week of 2 terug afgetree, en ek ry nou motorfiets. 'n Vet groot Harley Davidson. Tot my vrou se ontsteltenis. Maar ek moes nou die dag vir 'n lisensie gaan vir die motorfiets. Ek was banger as toe ek 18 jaar oud was en vir 'n motorlisensie gegaan het. En daai speedkop in Mamasbury het eintlik sy hande vol gemaak gehad om my net, jy weet, bietjie rustig te kry. Kan mens nog op jou ou dag doodbang raak vir 'n speedkop, behalwe as jy nou te vinnig ry met 'n kar? Maar ek vertel dit maar net om te sê, ja, mense is maar broos. So staan ek voor julle, vol hipokonders en siektes soos dit nou maar gaan met mense wat ouer raak. Ek het al 'n hartomleiding gehad en 'n klomp ander operasies waarvan ek party die merke vir julle sal wys en ander nie vir julle sal wys nie. 2 knievervangings en 'n klomp ander letsels van die lewe. Ek het hier is 'n merk so skuins oor my kop toe my sussie, my is 'n klein seentjie met 'n spelery deur 'n glasdeur, jy weet, gestoei het. En dit het altyd by my gebly. En merke waar ek met 'n biltongmes my vinger amper afgesny het. En allerhande ander merke en letsels wat die lewe op my gelaat het. Tye was ek dalk te waaghalsig. Meeste was ek net doodgewoon te stupid om, jy weet, versigtig genoeg te wees en het ek goed gedoen wat ek nie moes doen nie. En dis maar net my buitekant. Ek het ook natuurlik in die binnekant baie letsels, soos wat mense wat ouer word nou maar hulle by mekaar maak. Ons het nou die dag het ons 'n skoolreunie gehad. En dan kom allerhande goed by jou op, jy weet. Goed soos die meisie wat vir jou nee gesê het toe jy vir 'n dans vra daar by die skool. En die vriendin wat ek uitgevra het om jou uit te gaan, toe sê sy maar sy dink ons moet net goeie vriende wees. Dan voel jy jou hele lewe te pletter. Wel, toe ek haar nou by die matriekafskeid sien, was ek baie dankbaar dat sy nee gesê het, maar nou ja. Ons moes so geskiedenis skryf oor wat het jy gedoen op skool, en ek het altyd gedog ek het daarom vir die tweede span rugby gespeel. Wat was my skok toe ek na die skoolfoto's kyk en sien ek het hoogstens vir die 4de span rugby gespeel. Ek het toe nou glad nie so goeie rugby speler gewees as wat ek ergens in my verbeelding gedink het nie. En soos wat julle hier sit, kan ek baie stories vertel. Stories van werksaansoeke wat misluk het, bevorderings wat jy voel jy moes kry wat jy nie gekry het nie. Ek was mos 'n polisiekapelaan op my dag ook. Ek kan dink aan troeteldiere wat ek begrawe het, wat jy daai slegte oomblikke nou nog onthou. Om eers te praat, as ek so na julle kyk, het julle dit seker meeste gedoen, dat meeste van ons het al jou ouers begrawe, en skoonouers, en afskeid geneem, en nou is mense in die ouderdom wat vriende jou verlaat. Ek het net, dink ek so 2 weke terug, my swaar begrawe. Hy het al voor 60 demensie gekry, en voor 70 het hy regtig
baie tragiese siekbed gehad en baie siek geword. So ons het letsels, dis maar eintlik die punt wat ek wil maak. Nou, wat het dit met Pinkster te doen? Hoekom praat ek vandag oor die letsels wat ek buite en binne het? Want dit hou verband met wat hier in hierdie teks gebeur. In vers 20 staan daar, dat Jesus in hierdie groot oomblik, toe hy uit die dood uit opstaan, sy letsels vir die disippels wys. Kyk, daar staan, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Jo, dis 'n prentjie wat mense aan die dink sit. Jy dink die trompette moet blaas, en dis 'n oomblik van geweldige grootheid. Jesus is uit die graf uit, en hy verskyn in 'n geslote vertrek tussen sy disippels. Jy sou nou dink hy moet daar inkom met 'n presidensiële of 'n keiserlike kavalkade. En hy vee nie sy letsels uit nie. Het julle al daaraan gedink aan wat dit beteken dat hy uit die dood uit opstaan en die letsels saamvat in sy verheerlikte toestand? Dieselfde merke wat hulle gesien het en wonde wat hulle gesien het toe hy gekruisig is, sien hulle weer. Die beroemde merk aan sy hande en sy sy, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Maar daar einste hande, kyk my wonde, kyk hoe lyk ek, vrede vir julle. En hy probeer niks wegsteek nie, tevens toe ou Thomas later nie die storie wil glo en sê, kom check my uit, jy weet. Druk jou vinger daarin. Die wond is hier, daar. Al is dit Christus se lewensverhaal. So, dit is die punt eintlik van hierdie aangrypende gebeurtenis, dat wonde die storie van jou lewe vertel. Iemand ken jou eers regtig waar as hulle jou merke sien. En die wat binne en buite is. Jou stories en jou seerkry, en jou teleurstellings, en die gebrokenheid en die weerloosheid, en daar waar jy op jou swakste was, nie waar jy op jou beste is nie. Natuurlik word ons in die wêreld beïndruk deur prestasies. Dalk wil ons almal 'n Koos Bekker wees en baie geld maak, of Rassie Erasmus wees en die Springbokke afrig, of 'n Springbok wees, jy weet. Die kampioen wat die wen 3 gedruk het of die wendopies geslaan het. Maar ek wonder of julle nie ook soos ek nou dink as mens nou 'n bietjie ouer raak, dat dit nie die suksesse van die lewe is wat jou lewe bepaal nie. Maar eintlik die seer kry en die pyne van die lewe. Dink net so 'n bietjie aan dit wat jou menswees ook is. Jou beste maats, die mense wat jy op skool leer ken het en alles, is die mense wat die moeilike dele van jou lewe met jou gedeel het. Die wat net die blink dele ken, soos nou as mens al hierdie reunies hou, dan weet jy dat daai wat net die blink dele ken jou nie heeltemal nie. Maar die wat jou wonde ken, hulle verstaan jou. En ek dink op 'n manier sê die gebeure wat hier afspeel, en Jesus wat met sy wonde tussen die disippels staan, dat daar's goed wat jy saamvat in die lewe. Jy kan nie daarvan wegkom nie. As jou ouers geskei het toe jy 'n kind was, is dit vir altyd by jou. Jy kan dit nie ontwyk nie. As jy 'n ouer of 'n kind aan die dood afgestaan het, tot hier toe waar jy nou is, jy kan dit nie vermy nie. Dit is deel van jou lewe. As iemand jou in besigheid verneek het, as jou huwelik op die rotse beland het, as iemand jou verraai of ingedoen het, of onprofessioneel met jou was, of selfs vreeslike goed met jou aangevang het. Niks kan dit verander nie. Dit het in jou lewe gebeur. En op 'n manier sê hierdie baie interessante ontmoeting van Jesus met sy letsels en al met die disippels, dis die lewe. Jy kan nie daai goed wat agter is wegwens nie, dit het gebeur. Ek kan nooit iemand anders wees as wie ek is nie. Ek het in
die 1980s diensplig gedoen en in John Foster Plain in Johannesburg gewerk. Ek het, dink ek, die grootste begrafnis in ons land die gelei en as iemand, ek kan nie eens onthou of ek 26 jaar oud was nie, het ek die busramp se kinders begrawe. Dit is hoe ons lyk. Ek het al hierdie goeders gedoen wat my lewe tot hier gebring het en daai goed trek in jou lyf in. Dit word deel van wie jy is, dit word deel van jou wese, van jou menswees. En elke woord wat in jou gesê is en elke ding wat met jou gebeur het, en elke vriendelike glimlag, maar ook elke pynlike gebeurtenis vorm jou lewe. En ons dra dit alles saam in ons lewe, so ook as jy hierdie ouderdom bereik wat jy nou bereik. En die seerkry bly daar. Maar dis die geheim, dit is wat hierdie teks vir ons vandag leer, en dit is dat die stories is nie opsioneel nie, dit is daar. Maar wat ons daarmee doen, is opsioneel. Jy hoef nie skaam te wees daarvoor nie. Dit is wie jy is. As daar 'n egskeiding in jou lewe was, dit het gebeur. Jy kan niks daaraan doen nie. Dit is nou klaar verby. As jou besigheid ondergegaan het, jy kan nie dit weer gaan oordoen as jy vandag hier sit nie. Jy bankrot gespeel het, as jy 'n slegte verhouding met jou kinders gehad het. Dis wie jy is. Maar om skaam te bly en toe te laat dat jou lewe bly beheer, dit is opsioneel. En dit is wat hierdie teks ons uitnooi om mee besig te raak. Jesus staan daar sonder handskoene, sonder make-up, die TV-mense het hom nie beet gehad en daai wond weggepynt nie. En hy sê, ek staan nie met my merke tussen julle net soos ek is. Dis die storie wat agter my lê. Maar ek wil met jou praat oor die pad vorentoe. En dis wat ek vandag vir julle ook wil sê. As jy vandag hier sit, is die storie van wie jy is, presies wie jy is. En die verlede is jou storie wat agter lê. Maar hierdie gebeurtenis sê daar's 'n nuwe pad wat voor lê ook. Waar jy 'n keuse het is of jy wil toelaat dat hierdie God wat vir jou gesê het, vrede vir jou. Jesus wat sy disippels uitstuur na toekoms toe sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle vorentoe, né? Ek stuur julle uit hierdie ruimte en die vertrek waar is, ek stuur julle nou buitentoe. Gaan leef met hoop. Jy is nie vrygemaak van seerkry nie. Natuurlik gaan jy nie vergeet van alles wat jou letsels is nie. Dit herskryf nie jou verlede nie. Die evangelie is nooit iets wat jou verlede probeer negeer nie. Dit erken jou vir wie jy is en jou volle mens wees. Maar dit herskryf ons toekoms. Dis die aangrypende van die teks. Jesus staan daar en hy is nie skaam oor alles wat hy deurgemaak het nie. Nou dink vir 'n oomblik, wat het hy deurgemaak? Die Romeine het hom gespot. Sy eie mense, die Joodse leiers, het hom verraai. Judas het hom verraai. Iemand in sy binnekring. Petrus het hom verraai. Dink aan die geweld wat hy moes ervaar. Die kruisiging was 'n verskriklike beskamende ding. Dis ontwerp om mense te laat sleg voel en skaam te laat voel oor hulle eie liggaamlikheid. Die merke van die doringkroon op sy kop. Maar hierdie pyn en skaamte definieer nie Jesus nie. Hy wys dit. Wat Jesus definieer is die opstanding. En uiteindelik die hemelvaart en die feit dat hy die Heilige Gees gee. Dit is wat aan die ander kant pyn lê. Dit is interessant dat die gedeelte sê, aan die ander kant ons pyn lê die opgestane Christus, wat nou heers by die Vader, wat vir ons intree, wat blaas oor ons en die Heilige Gees vir ons gee, en eintlik sê met al jou letsels is jy okay, want daar wag 'n nuwe toekoms op jou. Ons toekoms is nie vasgevang in die verlede nie, maar ons toekoms is die Pinkster toekoms, waar die Gees wat
terloops die trooster genoem word, die intreder, die een wat pleit vir ons, waar hy ons toekoms bepaal. So as ek dit alles so 'n bietjie kan saamvat, ek het julle uitgenooi in hierdie Pinksterreeks om te sê, kom ons staan so 'n bietjie buite die kassie van die bekende waaroor ons en hoe ons altyd oor God dink, en ons kyk so 'n bietjie met 'n ander perspektief na God. Nou as jy na die prentjie kyk wat ek vandag geskets het, is die vraag, wat nou as God is soos Jesus is? Wat as God nie is soos ons gedink het hy is nie, maar anders is, want die waarheid is dat die beste manier om God te leer ken is nie in kerke nie, selfs nie eers in godsdiens nie. Dis ook nie in 'n straf- en beloningsprogram nie. Maar die beste manier om God te leer ken is in 'n persoon, in die persoon van Jesus Christus, die persoon wat tussen sy disippels kom staan het en gesê het, kyk na my merke. Dis wie ek is. Dis wat die lewe doen, maar dis nie al nie. Daar's 'n liefde wat groter is en wat sterker is en wat meer is. Daar's 'n toekoms. Daar's 'n Heilige Gees. En dit verander alles. So as ons hierdie waarheid verstaan, wat 'n sentrale waarheid in die skrif is, dat as jy God wil leer ken, dan leer jy maar Jesus Christus ken. Moenie al die bangmaak stories en die vreesagtige stories oor God glo nie. Dis baie keer mense wat eintlik wil hê jy moet vir hulle bang wees. Glo eerder die stories wat God aan jou bekendstel as die liefdevolle genadige een wat met wonde en al tussen mense gaan staan het. Dis 'n God wat nie boekhou van die kwaad nie. 'n God wat nie 'n vinger lig om iets te doen aan die wat hom kruisig nie. 'n God wat na die dieptes van die hel toe gaan om seker te maak ons word nie van hom geskei nie. 'n God wat nie bang is om sy hande vuil te maak om die vir wie hy lief is te dien nie. Dis hierdie een wat God uit die graf uit laat opstaan het, wat steeds gewond is, en dan 'n vrou, nogal een met 'n verlede, nee, kies om eers vir die wêreld te gaan vertel dat hy uit die dood uit opgestaan het. So hierdie teks help ons dat ons 'n ander prentjie van Jesus kry. Nie daai ene wat klomp skilders verskilder het van sulke, jy weet, Jesus met die blink wit klere wat nou net met ou mou gewas is en wat lyk soos 'n Hollywood ster met lang goue lokke en 'n goeie shampoo gewas en geen wonde nie. Dit is nie so nie. Selfs na die opstanding sien ons nie 'n perfekte mooi skoon prentjie nie, maar sien ons God met wonde, waar daar nie die afwesigheid van pyn en mislukking is nie, maar die oorwinning daarvan. En dis die punt wat ek hoop vandag ook by elkeen van ons kan tuiskom. Dat letsels en hartseer altyd deel is van ons storie, maar dis nooit die gevolgtrekking of die eindpunt van ons lewe nie. Wat sê dit vandag vir jou? As jy nog hier sit en jy dra die letsels van jou lewe en jy dra pyn, wat het Jesus gesê vir sy disippels 2 keer? Vrede vir julle. Vrede vir jou. Vrede beteken daar's 'n ontknoping. Daar's iemand wat jou omhels met jou pyn en met jou seer kry. Jy hoef nie vasgevang te voel deur die pyn van vir jou verlede nie. Al voel jy dat jou eie storie jou toemaak. Wil hierdie storie sê dis asof daai klip wat ook voor jou verlede lê soos 'n klip voor 'n graf weggerol word. En daar's nie een klip wat God nie vir jou kan wegrol nie. Daar's niks in jou lewe wat God nie vir jou kan wegrol nie. So, as jy nog hier sit en jy voel daar's iets waarvan God jou moet vrymaak, en daar's iets wat jy voel jy dra saam, waaroor jy skaam is, en daar's iets wat jy voel, as mense dit uitvind, gaan hulle dan baie sleg dink van my. Wel, ons het almal dit goeders wat as ons dit weet, gaan ons mos so 'n bietjie slegter dink van mekaar. Dis nie wat tel nie.
wat jy nodig het is om in die lig van Jesus te gaan staan en te sê, dis ek, met my wonde, met my gebrokenheid, vat my asseblief soos ek is. Want Jesus het dit gedoen, hy het opgestaan uit die dood, en die verlede kan nie een van ons meer vashou nie. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, kon ons ooit daaraan dink dat die eenvoudige woorde vrede vir jou al ons letsels tot klarigheid bring. Het ons ooit kon dink dat die vrede wat U bring ons op so 'n manier omsluit dat ons niks hoef ongedaan te maak wat in die verlede gebeur het nie. Maar dat ons met 'n oop en 'n nuwe gemoed na die toekoms kan kyk. 'n Plek waar U vrede vir ons wag. 'n Plek waar U klaar versoening gebring het met die gids en die sagte hand van die Gees wat ons lei tot groter heiligmaking, tot dieper eenheid met die lewende God, ja, na 'n nuwe begrip van die genadige God self. Dankie dat ons vanmôre weer bewus kon word dat U ons aanvaar met letsels en al. Dankie vir U onbeskryflike genade wat ons hele lewe oorweldig en dat ons nou in die lig van U liefde en goedheid kan leef. Stuur ons nou hier uit om dit van harte uit te leef. Amen. Ons gaan dan nou afsluit met 'n lekker lied wat ons gesaam sing, wat ietsie van toewyding vertel en vat my lewe, sê hierdie teks. So ek nooi julle om te staan, ons sing ons sommer al 5 verse van liedboek 308. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Kom ons staan, ons sing ons dit saam. So van môre af wil ek julle nou uitnooi, die wat nou nie baie ou dae Pinkster bygewoon het, weet dat Pinkster was eintlik Pinkster bidure, né? Die doen net baie kort gepreek en dan het ons baie lank gebid. Die grootste deel van die diens was eintlik gebedstyd. Soms vir 'n halfuur aan mekaar. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Kom ons herwin bietjie iets van daai tradisie. Dink so 'n bietjie na en as ons nou môre weer by mekaar is en die Here lê dit op jou hart, dan sê vir my, dan gaan ek geleentheid gee vir 1 of 2 of 3 van julle om 'n publieke gebed vir ons te lei. Ek sal vir Kie vra om 'n handmikrofoon reg te hê en dan as ons môre nou by daai na die preek by die gebedsgeleentheid kom, dan is daar tyd as jy wil bid om ook saam met ander gelowiges te bid. Ek dink dis 'n diep, ryk tradisie wat ons het en ek wil graag weer 'n bietjie ietsie daarvan herstel.
Oor die sop, ek sê nou kombuis, maar is eintlik in die koffiewinkel. En dan is daar by die deure die offergawe mandjie as jy dit wil gebruik. Mens, dit raak kwaai as jy nou elke Pinksterdiens iets moet bring, maar as jy van baie klein geld ontslaa raak, bring maar elke keer 'n paar stukkies, weet dan. Sprei ou dit so oor die paar dae, maar dit is ook nou nie eintlik 'n verpligting nie. Die einde van 'n erediens is nie onbelangrik nie. Ek was al 'n paar keer in kerke waar die mense eintlik nooit die kerk behoorlik afsluit nie. Dit is sommer 'n koebaai, weet, maar as jy uitgestuur word, is dit op die voetspore van wat Jesus doen in hierdie teks. Die eerste ding na sy opstanding en sy teenwoordigheid is dat hy hulle stuur. Sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dis wat ek ook nou gaan doen. Ek stuur julle uit soos wat Christus ons gestuur het om sy vrede te bring. Mag die vrede van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die genadige wysheid van die Heilige Gees met julle wees en laat dit verder vloei. Amen.